Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, daar is seker maar ook 'n tipe van 'n wonderwerk wat elke jaar hier by Natal gebeur, en dit is in die opsig dat jou sardientjies kom en hulle kom naby aan die kant, en dit is 'n groot geleentheid vir almal. Hulle wat hulle met die nette vang, die wat met sakke en met die hande en skepnette kom skep om daarvan te neem, die vissermanne wat met die visstokke in die sardientjies en langs hulle ingooi om groter vis te vang, 'n groot geleentheid wat daar is en almal vind baat daarby, ja, selfs die visse van die see, kom almal in agter hierdie ou sardientjies aan en hulle eet vreeslik 'n wonderlike geleentheid wat daar ook so is. So is dit ook in hierdie man Elia se lewe wat ons vanoggend ook net so vir u wil daarop wys, toe die Here ook met hom was, dat die Here groot dinge deur hom gedoen het. Ja, ons kan dit beskryf as wonderwerke, soos die eerste wonderwerk wat hy dan gedoen het, wat die Here deur hom kom doen het, is toe die Here gesê dat daar nie reën sal wees nie. 1 Konings 17 vers 1 het hy gesê dat op my woord sal daar geen reën wees nie, totdat dit weer gebeur. En vir 3,5 jaar, liewe vriende, was daar nie reën gewees nie. En nou staan daar in Jakobus 5 vers 17, en dit is hoekom hierdie wonderwerk so besonderlik vir ons moet wees. Wat beteken dit vir my en u? Wel, vir my en u beteken dit die volgende, daar staan, Elia was 'n mens net soos ons, net ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En weet jy, liewe vriende, dit moet sekerlik so wees, ook vir in ons lewe ook. Die Here kom moedig elke kind van die Here aan hier, wat in die regte verhouding met hom is, om ernstig te bid oor sake, en wanneer ons ernstig daaroor bid, dat die Here sal hoor, en dat die Here sake sal kom verander. En weet jy, as die Here vir 3 jaar en 6 maande, dis 'n verskriklike lang tyd, nie reën gegee het nie, kan ons sekerlik ook so weet dat wanneer ons ernstig bid, dat die Here waarlik die onmoontlike kan kom doen, so groot werk dat dit 'n invloed op die res van die mense rondom ons sal hê, dat hulle ook by die Here mag uitkom dan. Dan, liewe vriende, die tweede wonderwerk was toe die olie en die meel vermeerder het. Ons ken almal hierdie wonderwerk sekerlik baie goed, maar wat my so uitstaan van hierdie wonderwerk is die volgende, en dit is dat die weduwee het gekom en sy het nadat Elia van gesê het, jong, jy moet vir my 'n brood maak, het sy gesê, jong, sy het net genoeg olie en meel vir haar en haar seun, en hulle gaan eet en sterf, en hy sê, gaan maak eers vir my een, en dan daarna, gaan leen jy die kanne, soveel is wat jy kan, en jy sluit die deure, en jy gooi die olie, dan ook so in, en liewe vriende, in die wonderlike saak, hoe die Here net alles vermeerder het, 'n wonderwerk wat die Here kom doen het. En weet jy wat leer u en ek hieruit? Gehoorsaamheid is nodig vir groei. As ons gehoorsaam aan die Here is, as kind van die Here, sal dit daartoe lei dat ons vervul sal word met die Heilige Gees. Een van die groot redes waarom die olie, die werking van die Heilige Gees, of kan ons sê, die tweede genadewerk, die vervulling met die Heilige Gees, nie in kinders van die Here se lewe gebeur nie, is omdat ons nie in gehoorsaamheid aan die Here leef nie. Daardie kinders van die Here wat in gehoorsaamheid aan die Here leef, sal baie gou uit hulle elendige geestelike toestand kom op 'n plek wat hulle vervul kan word met die Heilige Gees om 'n oorwinnende geestelike lewe te kan leef. En dis tog wat die Here ook so vir u en vir my, vir elke kind van God wil kom doen. En dit is 'n wonderwerk wanneer God dit vir ons doen, want net die Here kan dit vir 'n mens kom doen dan ook. Dan, liewe vriende, toe die seun uit die dood opgewek is in 1 Konings 17 vers 22, en weet jy, daaruit is dit vir my so wonderlik, dat hierdie seun, toe hy nou dood was, Elia gekom het en gebid het, en hy het hom opgerig, die Here het hom opgewek uit die dood uit, en hom teruggegee aan sy moeder. Ons leer eerstens hieruit net, die Here is niemand se skuldenaar nie, liewe vriend. Hierdie vrou wou eers nog vir Elia beskuldig, maar die Here het baie duidelik gewys, hy is niemand se skuldenaar nie. En dat ons sekerlik kan weet, dat wanneer ons iets vir die Here doen, of ons self aan die Here oorgee, of wat ook al aan die Here oorgee, dat die Here dit altyd tot seën sal aanwend in ons lewe, en dat ons so daarop volkome kan kom vertrou dan ook. En dan ook, dat die Here Jesus is die een wat lewe kom gee. Is jy besig om vir iemand te bid om by die Here uit te kom?
Die Here is die een wat die lewe kom gee. Hy is die een wat die wonderwerk kan doen in daardie persoon se lewe, sodat hulle ook vir die Here mag vind en die ewige lewe ook so mag ontvang dan. Mag die Here baie ryklik seën. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike liefde en die goedheid en die getrouheid. Dankie Here ook vir elke wonderwerk wat U in ons lewe kom doen het. En dat ons U kan vertrou vir nog wonderwerke ook in ons eer daarvoor. Amen.